Groete in die mooie naam van Jesus Christus. Ek begroet elke individu onder die invloed van my stem. In hierdie uur wil ek baie graag saam met julle deel, 'n openbaring deel, die woord deel wat sê, vlees en bloed sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Ek wil hierdie boodskap van vandag wil ek titel en ek wil die titel, jou vlees en jou bloed sal nie meer wees nie. Jou vlees en jou bloed sal nie weer wees nie. Prys die Here. Ek wil 'n skrif lees in die boeke van 1 Korintiërs 15 vers 36. Prys die Here. Ek kan saam met my bly. Ek is baie lief vir die Bybel. Ek is baie lief vir skrifte. Ek is baie lief vir om skrif en woord saam te sit, prys die Here. Sodat ons kan beide seker maak dat ons nie mekaar mislei nie. En sodat u kan seker maak dat ek u nie mislei nie, prys die Here. Die Bybel sê, ons moet nie net hoorders wees van die woord nie, maar die Bybel sê ons moet daders word van die woord. En elke individu onder die invloed van my stem, waar u ook al ingeskakel is vanaf, ek wil u bemoedig om 'n dader te word van die woord van God, prys die Here. Maar ek lees in die boeke van 1 Korintiërs 15 vers 36, die Bybel sê, dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. Die apostel Paulus skryf hier en hy sê, dwaase mens, wat jy saai, kan nie lewendig word tensy dit nie sterwe nie. Die opskrif van hierdie boodskap is, jou vlees sal nie meer of sal nie weer wees nie. Dis 'n dwaase mens, wat jy saai, as jy dit saai, as jy progress wil sien, as jy vrugte wil sien, as jy opkoms wil sien, hy sê, moet hierdie saad eers deur 'n proses gaan wat ons noem die dood, moet hierdie saad eers deur die proses gaan wat ons noem sterwe. Hy sê, hy kan nie lewendig word en hy nie gesterwe het nie. Ek lees in die boeke van Johannes 12 vers 24, en die opskrif van hierdie boodskap is, jou vlees sal nie meer wees nie. Dankie, Heilige Gees. Johannes 12 vers 24. Die Bybel lees, en hierdie is Jesus Christus wat hier praat, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, hy kan val, maar as hy nie sterwe nie, hy kan val, maar as hy nie sterwe nie, dwaase mens, hy sê, dwaase mens, weet jy nie as jy saad saai, voordat hy lewendig kan word, moet hy eers sterwe. En hier sê Jesus, as die koringkorrel nie val en sterwe nie, nou luister mooi, bly dit alleen. Bly dit alleen, hy gaan verder, hy sê, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Vers 25 sê hy, wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir ewige lewe. Ek wil my aandag, my fokuspunt is op vers 24. Hy sê, as 'n koringkorrel op die grond val, en hy sterwe nie, kan jy niks uitrig met dit nie. Hy sê, as hy sterwe, sal hy veel vrug dra. En die apostel sê, as ek om die woord ook sê, die woord sê, ons saai in verganklikheid.
Die woord sê, ons saai met ons verganklike liggame. As die opbrengs kom, sal die opbrengs onverganklik wees. Ek weet, ek praat met myself. Die woord sê, ons saai met hierdie verganklike liggaam, maar as die opbrengs kom, is dit onverganklik. God het geen behaag in vlees en bloed nie. God het geen behaag in vlees en bloed nie. Ek sê dit weer, God het geen behaag in vlees en bloed nie. Vlees en bloed kan nie God behaag nie. Almighty Jesus. Ek gaan weer terug in die boeke van 1 Korintiërs 15 vers 50. Ek wil hê iemand die Bybel vat, waar hy ook al is, waar hy ook al vandaan ingeskakel is. As u voel ek is 'n geskikte individu wat u kan volg op die social media platforms, die heel eerste ding wat u moet begin lief kry is u Bybel. Dis die heel eerste ding wat u moet begin lief kry. Dis die Bybel, dis die woord van God. 1 Korintiërs 15 vers 50. Hoor wat sê die woord. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. En dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Hy sê ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Broeders, ek maak hierdie stelling, broeders, ek deel met julle hierdie geheim, broeders, ek deel met julle hierdie openbaring, vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Sy vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. So kan die verganklike ook nie die onverganklike beerwe nie. Hierdie is die apostel. Hierdie is die apostel. Die apostel Paulus sê, vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Net so kan die verganklike nie die onverganklike beerwe nie. Almighty Jesus. Keep in mind, vlees en bloed. Die opskrif van hierdie woord is, jou vlees en bloed sal nie meer wees nie. In die boeke van Matteus 16 vers 17. Kom ons kry ons Bybels lief. Kom ons kry ons Bybels lief. Baie belangrik. Kom ons kry ons Bybels lief. Matteus 16 vers 17. En hier is Jesus wat by sy disciples is. Kom by hulle en hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord en hy vra vir hulle, maar hoe sê julle, wie is ek? Hoe sê julle, wie is ek? Die Bybel sê in die boeke van Matteus 16 vers 17, toe antwoord Jesus en sê vir hom, en Simon Petrus sê, toe u is die Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus antwoord in vers 17, hy sê, toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Hy sê, salig is jy, hy sê, geseënd is jy, Petrus, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Hy sê, vlees en bloed het nie die vermoë om bonatuurlike dinge te kan weet nie. Hy sê, vlees en bloed het nie die vermoë om te onderskei tussen bonatuurlike dinge nie. Jesus Christus gee erkenning en hy sê, werklik salig is jy, Simon Bar-Jona. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. My Vader wat in die hemele is, het hierdie ding aan jou geopenbaar. Hy sê, daar is nie 'n manier dat vlees en bloed hierdie ding kan sê nie. Hy sê, daar is nie 'n manier dat vlees en bloed hierdie ding kan weet nie. Hy sê, daar is nie 'n manier dat vlees en bloed hierdie situasie kan onderskei nie. Sê, my hemelse Vader
het hierdie openbaring aan jou gegee. Vlees en bloed is nie in staat om die openbaring van die woord te kan ontvang nie. Dis hoekom ons in hierdie dag die Heilige Gees het, en dis hoekom die woord sê, niemand kan sê Jesus is die Christus tensy so 'n persoon nie kan sê deur die Heilige Gees nie. Daarvoor het ons die Heilige Gees nodig. Daarvoor het ons die Heilige Gees, sodat ons constantly kan beweeg onder die inspirasie van die woord, onder die inspirasie van die Gees. Onder die inspirasie van die Gees kan beweeg. Johannes 3 vers 3, het 5, maar let wel, sê vlees en bloed is nie in staat nie. Die apostel sê, vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Sê vlees en bloed is nie in staat om hierdie openbaring te sê wat jy gesê het nie, Simon. Ek kan sien dit wat jy gesê het is reg, dit wat jy gesê het is akkuraat, maar dit wat jy gesê het nou kan alleenlik net gebeur as God dit aan 'n mens gee. Almighty Jesus, dankie Heilige Gees van God. Ek bid die hand van die Here op elke individu se lewe wat ingeskakel is. Ek bid dat die Here u behoed en dat die Here u bewaar. Ek bid dat die Here u beskerm. Ek bid dat die salwing van die Heilige Gees u voorhoede en u agterhoede sal toemaak in die naam van Jesus Christus. Dankie Vader. In die boeke van Johannes 3 vers 3. Dankie Heilige Gees. Johannes 3 vers 3 sê die volgende. Jesus antwoord en sê vir hom. Nou hierdie is Nicodemus wat kom na Jesus toe om vir Jesus erkenning te gee. Te sê, maar Here, ek is 'n fariseer. Ons het nog nie dit gesien wat u doen nie. Ons ken nie hierdie ding waarmee u besig is nie. Ons gee erkenning daaraan, maar in die geheim, ons kan nie in die openbaarheid sê nie, maar ons weet, daar's nie 'n man wat hierdie dinge kan doen tensy God nie saam met hom beweeg nie. Hoor wat sê Jesus. Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie weergebore word nie, weer deur geboorte gaan nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En nou waar die apostel gesê, die sê, vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Jesus sê, as hy nie weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk, hy sal hom nie eers sien nie. Die koninkryk van God sal hy nie sien nie. Hy gaan verder en hy sê, die Bybel sê, Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Nicodemus, wat hierdie situasie analiseer, hierdie situasie kyk, hierdie situasie probeer bestudeer en probeer verstaan. Hy sê, ek is 'n groot mens. Al die ander mense is al groot mense. Hoe gaan hulle terug in hulle moederskoot en word weer gebore? Hoor wat sê Jesus, die Bybel sê, Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Hoor nou mooi, as hy nie gebore word nie, kan hy hom nie sien nie. As hy nie deur water en gees gebore word nie, kan hy nie ingaan nie. So belangrik. So belangrik. Die geboorte wat jy ontvang het deur jou moeder en jou vader is goed, is wonderlik. Maar is nie genoeg nie. Ek sê dit weer. Die geboorte wat jy ontvang het deur jou moeder en jou vader is goed en wel en jy is hier, maar is nie genoeg om die koninkryk van God te sien nie. Dis nie genoeg om die koninkryk van God in te gaan nie. Jy sal weer gebore moet word. Jy sal weer gebore moet word. Hier is Nicodemus, 'n man wat by die Bybelskool was, 'n man wat die Bybel gebestudeer het voor en agter, 'n man wat by die college was, by die universiteit was.
En Jesus sê vir hom, Nicodemus, al hierdie dinge wat jy gedoen het is goed en wel, en ek stry nie daarteen nie. En vandag stry ons ook nie met jou grade nie. As jy nie weer gebore word nie, sê hy. En ons het 'n manier, ons wil so graag hê die woord van God moet inpas by ons. Ons wil so graag hê die woord van God moet inpas by ons. Ons weier om in te pas by die woord. Die woord van God gaan inpas by my, ek gaan nie inpas by die woord nie. Dis nie hoe dit werk nie. As jy invitation kry vir 'n troue, dan pas jy in by die troue. Hoor my mooi. As jy gaan vir 'n onderhoud, en trek jy formule aan. Jy's op jou netjieste. Jy gaan nie met 'n mindset en met 'n drag waar jy sê, ja, hulle sal by my inpas nie. Ek hoor nou klaar iemand sê, maar ja, die Bybel sê jy moet kom soos jy is. Die Bybel sê kom soos jy is, maar nie bly soos jy was nie. Die Bybel sê kom soos jy is, maar jy kan nie bly soos wat jy was nie. Die woord van God pas nie by 'n mens in nie. 'n Mens pas by die woord van God in, want die woord van God is die hoogste gesag in die hele heelal. As nie 'n prediker hoor as die woord nie. As nie 'n profeet hoor as die woord nie. As nie 'n dominee hoor as die woord nie. As nie 'n priester hoor as die woord van God nie. Almal sal by die woord inpas. En Jesus sê vir hom, as jy nie gebore word nie, weer gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. As jy nie uit water en gees gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Kom ons bypass nie die woord nie. Kom ons sê nie maar toe hy dit sê, toe bedoel hy dit. En toe hy die sê, en toe bedoel hy dit. En toe hy, kom ons doen nie dit nie. Kom ons vat die woord soos wat die woord is. Ons vat die woord soos wat die woord is. Hy sê, wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Hy sê, wat uit die vlees, hy sê, jou geboorte as 'n vleesmens is vlees. Maar jy het 'n geesgeboorte nodig. Oh my goodness. Hoor nou mooi, hy sê vir die vroutjie sê, die mense sal nie meer God aanbid net rondom of op hierdie berge nie. Hy sê, God soek ware aanbidders wat hom aanbid in gees en in waarheid. Hy sê, want God is gees. Oh my goodness. Hy sê, want God is gees. Ek weet, ek praat met myself. Hy sê, want God is gees. Wat vlees is, wat uit die vlees gebore is vlees. Wat uit die gees gebore is gees. Hy sê, want God is gees. God wil ons bore uit gees, sodat ons een DNA kan hê. Ek weet, ek praat myself. Nou is jou DNA vlees. Nou is jou DNA vlees en bloed. Maar God wil jou DNA omskakel. God wil 'n nuwe identiteit, 'n nuwe DNA gee vir jou. God se natuur is gees. En almal wat die ewige lewe eendag sal beerwe, en almal wat die ewige lewe het, moet gees wees. Oh mighty Jesus. Ek lees verder, hy sê, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie. Moet jou nie verwonder dat ek jou gesê het, julle moet weergebore word nie. Oh mighty Jesus. Oh mighty Jesus. Ek is hier om vir iemand te sê, jy moet weergebore word. Ek is hier om vir iemand te sê, jy moet weergebore word. My liewe dierbare broer, my dierbare suster, jy moet weergebore word. Hoor wat sê die Bybel? Die Bybel sê die boeke van Titus 3 vers 5. En ek lees vanaf vers 1, hy sê, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. Vers 2 sê, om niemand te belaster nie,
nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en in alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Vers 3 sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, en ons was hatelijk en het mekaar gehaat. Vers 4 sê, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het. Nou hoor nou mooi, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie op grond van my goedheid nie op grond van die feit dat ek goeie dinge doen nie. So, nie op grond van die feit dat ek goeie dinge gedoen het, hierdie is louter genade wat op my geskyn het, omdat hy my lief het. In vers 5 gaan hy verder en hy sê, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Na sy barmhartigheid het hy ons gered. Hy sê, ek sal barmhartigheid bewys teenoor wie ek wil. Namens, na sy barmhartigheid het hy ons gered. Nou luister mooi. Deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Deur die bad van die wedergeboorte. Deur die bad van die wedergeboorte. Elke man, elke vrou sal weergebore moet word. En ek is hier om dit te noem soos wat dit is. Niemand kan van my sê, hy's gedoop, maar hy het 'n bietjie water voor sy voorkop gekry nie. Dis nie doop nie, dis letterlik water voor jou voorkop. As jy koekies eet, as ouma en oupa koekies eet en hulle doop die koekie, dan druk hulle die koekie heel in die koffie. As jy iets doop, dan druk jy hom heel in. Dis wat die woordjie doop beteken, om heel in te wees. Heel in. Iemand sit daar en iemand vra, man van die Here, moet ek weer gedoop word? Yes. Handelinge 19. Bybel sê hulle was reeds al gedoop en hulle was weer gedoop. So dis skriftuurlik reg. Ek kan gaan oplees, prys die Here. Maar nou sit iemand daar en iemand vra, man van die Here, dit beteken dat ek moet in u kerk wees as ek my moet weer doop, of beteken dat ek moet na 'n ander kerk toe gaan as ek weer doop? Ek wil baie graag nie my kerk los nie, ek wil baie graag nie dit doen nie, ek wil baie graag nie dit doen nie. Die mooiste van alles is, hierdie Christus saak is 'n individuele saak, dit was nooit 'n kerksaak nie. Ons het dit gemaak 'n kerksaak. Dis hoekom maar so baie mense in misleiding lewe, dis hoekom maar so baie mense mislei word, dis hoekom maar so baie mense in die verderf eendag sal wees, want hulle is onder hierdie konsep gebring. Dit moet so wees, dit sal so wees. Dis nie die waarheid nie. Jy kan gedoop word, jy kan nog steeds in jou kerk wees, daar waar jy is, solank jy streef om te doen wat die woord sê. Nou hoor nou mooi, solank jy, ek het nie gesê die kerk nie, solank jy individueel streef om te doen wat die woord sê, is jy op die regte plek. As iemand sê, ja, maar as jy gedoop word, as jy nie meer in die kerk, as jy weer gedoop word, as jy nie meer in die kerk nie, just too bad. Gaan ek iemand behaag of gaan ek God behaag? Gaan ek iemand behaag of gaan ek God behaag? Gaan ek iemand my dreig? En weer eens, ons het dit 'n kerkding gemaak. Is 'n koninkryk saak hierdie. Is nie 'n kerksaak nie. Is 'n koninkryk saak. Gaan ek God behaag of gaan ek 'n mens behaag? U kan dit antwoord. Hy sê, deur die bad van die wedergeboorte. Deur die bad van die wedergeboorte, ek wil lees, as my laaste skrif hierdie Efesiërs 5 vers 25. Deur die bad van die wedergeboorte. Dankie Here. Efesiërs 5 vers 25. Bybel sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê,
soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Doop is so belangrik. Om gedoop te word is krities. Om gedoop te word is krities. Om gedoop te word is krities. En elke individu onder die invloed van my stem, waar u my ook al kyk, is belangrik dat u gedoop word. Dat ons wegdoen met die vlees en bloed. En die opkom as 'n nuwe mens. Romeine 6. Dat die opkom as 'n nuwe mens is. Dis wat die apostel Paulus sê, hy sê ek lewe nie meer nie, maar dis nou Christus wat in my lewe. En ons wegdoen met vlees en bloed, dat die DNA verander. Na God se DNA wat ons noem gees. Hy sê deur die waterbad, met die waterbad, gereinig met die waterbad deur die woord. En dan gaan hy verder, hierdie waterbad se effektiewe uitwerking, hoor nou mooi, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik. As hy die waterbad doen aan jou, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, dis wat die waterbad doen aan jou, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So dit heilig en sonder gebrek sou wees. Prys die naam van die Here. Hierdie is die woord van God. Hierdie is die woord van God. Die Here seën julle. Shalom.